Almagtige en liefling Vader in die hemel. Here, as gemeente kom ons voor U vanmôre. En ek bid, Vader, dat die woord sal snoei. Sal skeiding maak tussen murg en been. Teen lig en duisternis. Tussen reg en verkeerd. Tussen warm en koud. En Vader, meer ernstig as ooit van tevore, wat ek hierdie woorde al 1000 keer gebid het. As daar enige iets vals oor my lippe kom vanmôre, slag my dood met 'n bliksem uit die hemel uit, voor die volk van U, sodat hulle sien wat gebeur met 'n valse profeet. En ek dank U dat U my altyd hoor, wanneer ek bid in die naam van Yeshua. Amen. Amen. Gaan het goed vanmôre? Ja. Ons sal sien. Ons sal sien. Wie se hart is bekend voor die Here vanmôre, of voor God vanmôre? Ekskuus, vergewe my Vader. Wie se hart is bekend voor hom vanmôre? Hy ken my hart. Dit is jou probleem, môre gaan jou hart teen of vir jou getuig. Ek sê maar net. As daar enige tyd enige iemand in hierdie diens is vanmôre wat wil uitstap, be my guest. Maar die gees van die Here loop vanmôre met 'n swaard deur hierdie gemeente. Ek het nie veel geslaap laasnag nie. Maar my beurt om verklap het en keer het was toe gewees, terwyl julle geslaap het. Nou is dit julle beurt. Hierdie is nie een van die dienste waar ons gaan praat oor die volk en al daai dinge. Vanmôre gaan dit oor jou verhouding met jou Skepper en myne. Ek gaan nou maar maak met die res van die predikante en die gemeente. Ons gaan lees uit Spreuke, 1 kry Spreuke. Dan gaan dit so 'n paar verse. Die volgende een kry Levitikus, die volgende een kry Johannes, die volgende een kry Markus. Ek sal die volgende daarna gee. Want hy gaan in 3 dele uitgaan vanmôre. Die eerste punt wat aangespreek word is leigheid. En soos ek nou gesê het, ek gee nie om of jy opstaan en uitstap nie. Ek worry regtig nie, maar dit het my nog nooit aangegaan nie. Ek is gewoond, ek het al 1000 snoeiseisoene in hierdie gemeente gedoen. Dit pla my regtig nie. So maak soos dit jou pas vanmôre. Spreuke 24, 30 en 31. Hart en duiwel. Ek het by die land van 'n luiaard bygeloop en by die wingerd van 'n mens sonder insig. En let op, dit was heeltemal toegegroei met dorings en die oppervlak was bedek met brandnetels en sy klipmuur was afgebreek. Dis hoekom 'n lui ding. Ekskuus. 'n Lui mens niks weet en niks verstaan nie. Hulle lees nie die woord nie en hulle bid nie. Dis maar net deel van die simptoom. Hulle doen niks baie min van enige iets anders in elk geval. Maar hulle weet niks en hulle verstaan niks want hulle lees niks. Hulle wend nie 'n poging aan om nader na hulle Vader te beweeg nie. Verstaan jy dit? Daai selfe boek, hoofstuk 6 vers 9. Hoe lank sal jy slaap, luiaard? Wanneer sal jy opstaan uit jou slaap? Hoekom vra jy daai vraag? Want jy weet niks, jy verstaan niks en jy is besig om te vrek van die honger want jy is te lui om op te staan en iets te doen.
Luister baie mooi, as jy niks doen vir die aanwinst van die koninkryk van Vader nie, dan is jy useless. Dan is jy useless. Daar's van julle wat vanmôre gaan agterkom, maar weet jy wat? Ek is nie en ek was nog nooit wedergebore nie en is tyd om daar te kom. Verstaan jy dit? Ek hoop so, en jy gaan dit verstaan, so wat er verder staan. As jy vanmôre nie verstaan wat jy aangaan nie, dan het jy so lui geword dat jou brein is 'n dooie asset. Jy's 'n suurstofdief. Veroordeel ek? Nee, ek oordeel. Ek moet oordeel, anders hoe gaan ek weet wat's reg en verkeerd? Hoe gaan jy weet wat's reg en verkeerd? Hallo! Amen. Gaan nie. As jy wil 'n halfgevrekte lewe bly lei, gaan lei dit wat anders. Maar as jy volgende diens deur hierdie diens gaan sit, gaan jy sien onder jou baie warm word. Ek waarsku jou. Hoofstuk 13 vers 4. Jy moet steeds spreek. Yes. Waar daar geen beeste is nie, is die klippe skoon, maar deur die krag van die os kom oorvloedige oeste. Lees die vers voor hom en die vers na hom ook. In die mond van die dwaas is uittarting en oneer, maar die lippe van die wyse sal hom bewaar. Waar daar geen beeste is nie, is die klippe skoon, maar deur die krag van die os kom oorvloedige oeste. 'n Betroubare getuie sal nie bedrieg nie, maar 'n valse getuie sal leuns vertel. Wie is 'n betroubare getuie? Iemand wat getrou is. Iemand wat nie lui is. Wat tyd vat om ondersoeking te stel in die saak. Moenie vanmôre verspotte antwoorde gee. Dit gaan net 'n teken wees dat jy te lui is om te dink. So sit die algemene antwoordboek van die kerk, neer. Die volgende is jy in 'n tabernakel, in die plek waar God wandel deur sy gees. Hoofstuk 26, verse 13 tot 16. Wanneer hy gestuur word, sê die leier, daar is 'n leeu op die pad, en let op, daar is 'n moord in die strate. Hoor julle die valse verskoning? Ek het 'n verhaaltjie. Moenie ding so dat ja, maar ek moenie so ding. Doen wat ek jou sê om te doen, nie wat jy dink om te doen. Dis wat ja vanmôre vir jou sê. Jy kan nie verbeter op die werk van die Heilige Gees nie. Verstaan jy my mooi? Gaan aan. Soos 'n deur op sy skeniere draai, so draai die luiaard op sy bed. Die luiaard steek sy hande weg binne sy kleed en sal nie eens weer probeer. En wat is die resultaat daarvan? Hoor julle wat hy daar sê? Wat het hy daar gesê? Wat het hy daar gesê? Wat maak die beer met sy hande? Steek het weg. Soos 'n dier. Dis hoekom hy nie die Bybel kan vashou en lees nie. Hy's te vrek lui om die dinge op te tel en dit te vat en te lees en toe te pas. Gaan aan. Die luiaard is wyser in sy eie oë as 7 manne met goeie oortuiging. Hy wat inmeng, kon jy net op beslis dit. Verstaan julle? Het julle die begrip daarvan? Het julle seker moet jy weer lees? Hallo! Ek praat nie met myself vanmôre nie, moet jy weer lees? Nee, ons het dit geleer. Verstaan julle dit? Die kruks van die saak hier is, Hosea 4 vers 6, wat sê dit? My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En omdat hulle die kennis verwerp het, sal ek hulle en hulle kinders verwerp sodat hulle die priesterampt vir my nie sal dra nie. Verstaan jy dit? Klim van jou louere af, lê gat. Verstaan jy my? Moenie sit en allerlei verskonings uitdink om nie goed te doen nie. As jy lieg en sê daar's 'n leeu in die pad, mag hy jou voorlê volgende keer wanneer jy daar verbyneek om jou eie ding te doen. Toe geeflikheid, wat is dit?
Verdraagsaamheid teenoor sonde. Wat is dit? Dis domheid. Hè? Behalwe dat dit domheid is. Wat is dit? You're as guilty as the sinner. Ek hoor wat jy sê. Leviticus. Wie dan? 5 vers 1. As iemand sondig nadat hy gesproke iets swering gehoor het, terwyl hy getuie was van iets wat hy of gesien het of daarvan weet. Hoor jy? As jy daarvan gesien het, as jy dit sien, as jy sien, jou broer of jou man of jou vrou of jou suster doen dit en jy jou bek, luister wat gebeur. Of hy gesien het en daarvan weet en hy het dit nie rapporteer nie. Daar is skuld. Ja. So wie wat? As jou vrou help jou gaan oor die drankaasem en haar bek, dan gaan jy saam met jou aan die vermaan het. Ja. Hoor jy my? Amen. Hoor jy my? Amen. Absoluut. Wil iemand al opstaan en by? Hè? Ja. Ja. Okay, sit. Kom nog. Johannes, wie kom? Johannes wat? Het julle ons gesê Johannes? Ja, Ek sê julle sê wat wanneer ons daar kom. Wie Johannes? ek het mas. 14 verse 15 tot 21. Johannes 14. Ek dink nie hierdie ding werk nie, werk dit. Goed, werk. Johannes 14, Dis wat? 15 tot 21. Ja, 14 15 verse 15 tot 21. Hoor waarmee begin hy? Hy praat nie met jou opinie nie, hy praat met sy gebooie. Waarmee begin hy? Lees, hard en duidelik, kom. As julle my liefhet, voer voortdurend my opdragte uit. In julle ou Bybels, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. Ja. Nie besluit waaraan jy gehoorsaam gaan wees nie, hoor? Hoor? Amen. Gaan aan. Ek sal die Vader vra en hy sal julle 'n ander bevryder en 'n lewegewer gee om by julle te bly tot in ewigheid. Hy is die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie gesien het of hom geken het nie. Maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle is. Ek sal julle nie as weeskinders los nie, want ek sal na julle toe kom na 'n kort rukkie. Die wêreld sal my nie sien nie, maar julle sal my sien. Aangesien ek lewe, sal julle ook lewe. In die dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Wie ook al my opdragte het en hulle uitvoer, dit is hy wat my liefhet. En wie my liefhet, hom sal my Vader lief hê. En ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. Dis vir die volgende versie ook gehou. Jehudas, en nie die een van Kriot nie. Vra vir hom, my meester, hoe is dit dat u uself aan ons sal openbaar en nie aan die wêreld nie? Yeshua antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my boodskap gehoorsaam en my Vader sal hom lief hê. En ons sal na hom toe kom en by hom blyplek maak. Hy wat myne nie lief het nie, gehoorsaam nie my gebooie. Hoor jy dit? Ja. Hoor jy dit? Een gebod wat jy, menskind, besluit om nie te gehoorsaam nie. Wys jy dat jy hom haat. Verstaan jy my? Verstaan jy die woord van die Here? Of die woord van God? Vergewe my Vader. Ja. Nie Here nie, Vader. Verstaan jy dit? As jy een gebod poog om te breek of te buig, as jy besig om te speel met deure van die ewige lewe, en hulle is goed gegrees, en jy gaan nie noodwendig waar jy dink, of hoop jy gaan nie, hoor. Veral nie as jy op daai plek staan waar jy besluit, ek besluit nou wat is reg en verkeerd, want die God van die hemel en aarde verstaan nie so lekker. Nee. Ja.
Dis wat daar staan. Het julle dit gehoor? Moenie met die Skepper speel. Verstaan mooi. Jy is nie besig met die spel van skaak of enigiets anders nie. Hier is nie Monopoly nie. Hier is nie Monopoly nie. Moenie verskoning soek nie. Een van die mees algemene verskoning wat ons het, is ons ouderdom. Ag, ek raak nou oud. Ek kan nie meer so, ag man, jy gaan na die plek toe waar jy genesing kan kry vir daai. Of ek is nog jong. Ek kan nog shortcuts vang hier en daar. Ek kan nog my lak draai hier en daar. En wat as dit jou laaste asem is, man? Jy het nie eens beheer oor jou volgende hartklop, weet jy dit? Jy jou vertraag hou. Moenie jou vertraag hou. Ons volgende punt, kry sommer so lank. Markus 11:25, ons volgende punt is kinder. En ek wil julle mooi waarsku. Luister mooi wat ek vir julle sê. Moenie na hierdie man toe kom en vir my sê, hoorie, jy het nie by my gehoor, want jy op jou bek vat met 'n vuis. Ek jy op jou bek vat met 'n vuis, want jy weet om Arabies te praat. As jy nie die ruggraat het om te sê, ek het 'n probleem met die een en daai een, en ek sal staan en dit sê, dan hou jy jou bek. Of jy gaan praat Arabies met iemand anders. Maar as jy voor my kom staan en vir my sê, jy het nie by my gehoor nie, gaan met 'n rukkie pad voor jy iets hoor. Verstaan jy my mooi? Wat staan in hy vers? Markus 11:25. En wanneer julle staan en bid, vergewe as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemel is, julle ook julle oortredinge kan vergewe. Wanneer julle by mekaar is bid en vergewe mekaar. Moenie rubbish praat oor mekaar. En as jy nie tyd het vir iemand, jy bly weg van hulle af, as jy terug gaan en jy nie so. Jy is vertraag. Nie hulle nie, jy. As jy weet iemand by jou seer maak en jy bly terug gaan, sorry, jy is 'n sok. En jy is een omdat jy dit lyk om het te wees. Ek weet nie of jy daarvan hou om jouself te bejammer, of dat ander jammer voel vir jou nie. Ek persoonlik voel nie jammer vir nie, ek dink jy is vertraag. So simpel is dit. Wil iemand al loop? Hier kom nog, hoor. Hier kom nog, hoor. Kan ons net 26 oplees? Yes. Die kaart lees ook. Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemel is, ook nie julle oortredinge vergewe nie. Ja, amen. Lang storie kort, want jy verdien dit nie. Kom ons kyk wat hierdie ding van vergifnis is. Van beide kante af, van Ja se kant af en van jou kant af. Pas op vir onskriftuurlike dwaasheid, hoor. En luister mooi, ek wil jou waarsku. As jy vanoggend voel, joh, ek sê gemaklik nie, ek word gekrap, ek word gekap. Dan is jy halfpad al daar. Dan is God se gees wat besig is om aan jou te sny. Maar as jy niks daaraan doen nie, dan is dit al te vergeef. Dan gaan nie geld toe. Nie geld toe. As jy van plan is om te sê, ek word veroordeel daar, shame. Shame, man. Weet jy hoeveel mense het ek al gesien jy uitloop en nooit weer terugkom nie, en dan hoor jy volgende ding wat ek hoor is hulle is dood. Of hulle het AIDS. Of hulle is die. Of die vrouens het sommer bedde oopgemaak vir ander mans, terwyl hulle mans by die werk is. Come on. Is dit die pad wat 'n kind van God loop? Nee, Dit het deesdae mode geword, hoor. ja. Dis die waarheid. Dan is van die mans nie as die vrou se soort nie. Sies man, magtig. Hier is die verskil. Verskoning en vergifnis. Wat is die verskil? Verskoning en vergifnis. Wat is die verskil tussen die twee? Die mond breed. Ag, my vrou, ek is sorry. Wegdraai.
Moet sy my vergewe? Nee. Jy het nie gevra nie. Nee. Sorry vir wat? Sorry vir wat? Vergifnis. As ek vra vir vergifnis en sal dit nie weer doen, kan ek dit bewys. Johannes Dan is het 8:11. belofte. Ja, dis moet maar die trust is gebreek. Presies. Dis wat kinders doen. Johannes wat? Die oomblik wanneer iemand na my toe kom en vir my sê, luister mooi. Die oomblik wanneer iemand na my toe kom en vir my sê, hoor jy, dit is nie by my gehoor nie. Luister man. Ek weet mos jy gaan nou waai na iemand anders toe en dieselfde doen dan rubbish praat van my. Dis Ja. Omdat jy nie die reg gehad het om my te face en te sê luister hierdie ding van jou pla my nie. Dan worry ek jou opinie my glad nie man. Jy is soos 'n bosluis op my ster. Verstaan jy my? Hou op, rubbish praat van mekaar en bid vir mekaar. Julle nie kan hou julle bek nie. Wat sê daai vers? Sy antwoord nee, nie een nie, meester. Skus, vers voor dit. Toe Yeshua opstaan vra hy vir die vrou, waar is hulle? Het niemand jou veroordeel nie? Sy antwoord nie een nie, meester. Yeshua sê, ek veroordeel jou ook nie. Gaan en van nou af sondig nie meer nie. Van nou af sondig nie meer nie. Nou daar's 'n vertraagde wanpersepsie in die kerk vandag. Hy vergewe my en hy dink nooit weer aan my sonde nie, want hy gooi dit in die diepste kant van die see. Van is dit wat die Bybel sê? Nee. Hy sê van sonde. Kom ons kyk gou-gou. Hy sê wat sê in Micha? Micha is in die Ou Testament, hoofstuk 7 verse 19 en 20. Jy weet Micha? 7 verse 19 en 20. Uh, 19 en 20. Vito, kom. Hy sal weer liefdevolle omgee vir ons hê. Hy sal ons onregverdige onder sy voet vertrap. Ja, hy sal al hulle sondes in die diepes van die see gooi. Hy sal waarheid gee aan Jakob en veranderlike liefde aan Abraham. Soos wat hy aan ons vaders met die eed beloof het vanaf die ou dae. Nou waar staan daar geskrywe dat hy sal nooit weer daaraan dink? As hy sê in Johannes, gaan en doen dit nie weer nie. Want daar is 'n moontlikheid op twee maniere wat jy my kan herinner. 'n Regte en 'n verkeerde manier. Eintlik is albei bekeer. Maar die een kan ons mee werk, die ander een kan ons nie. Die een is wanneer jy jouself veroordeel vir dit waarvoor jy reeds vergewe is en dit nie meer doen nie. Dis 'n sonde. Jy het verlossing nodig daarvan. Die ander een is dat jy vrywillig gaan en sondig uit jou eie uit. Jy hou nie op nie. Dan herinner jy hom. En die storie van die see, dit is weg tot jy dit terugbring. Jy moet besef, jy word 'n krimineel gebore, sondaar. Dan kom jy tot bekering. Dan is jou parool. Jy's nie gered nie, hoor. Hulle wat volhard tot die einde toe, hulle sal gered word. Jy is op parool. Met ander woorde, jou vonnis is nou opgeskort. Jy's vry om te lewe, sondeloos. Maar nou word jy skuldig bevind aan 'n ander sonde. Jy word vir daai sonde gevonnis, maar raai wat? Wie was al opgeskorte vonnisse toegedien? As jy droog maak. Ek ook. Dis hoekom my hand op is. As jy droog maak, word jy gevonnis vir dit waarvoor jy gevang word. En dan tree jou vonnis vir die vorige een waarop jy parool was, ook in. Ja, En boef, as jy met twee vonnisse wat uitgedien word dadelik. ja.
Hoe's dat? Hè? Hoe's dat? JP, als je het uitgedien hebt en je doet het weer, wordt al 3 opgedien. Dat hou niet op. So. Gaan en sondig nie meer nie. Hulle moet die volle doopvat, goed is nie 'n dompel, watersprinkeling moet. Ja, ons is nie die doop nie, die dood. Vonnis. Nie die doop nie, dit is 'n ander geval. So wees baie versigtig wat jy kies om te doen en nie te doen, hoor. Wat vir jou is en nie vir jou is nie. Onthou, hierdie pad wat ons loop, is 'n pad van neem jou kruis op en volg my elke dag, nie wanneer jy lus het. Dis is iemand wat in die gemeente was, wat hier Yeshua en daar buite is Jesus. Toep, 2 weke toe is hulle weg. Toe is hulle uitgesif. Toe is hulle weggeneem nie, want dit is nie goed nie. Nou as jy nie goed is vir die koninkryk van God nie, dan word jy weggevat. Die Ou Testament sê dit eintlik vreeslik. Jy word afgesny uit die volk uit. En of jy nou dink en maak of jy nou goed en jy sê, it's gone. Dit is vir jou gegee gewees, is van jou af weggevat en is vir jou naaste gegee wat beter is as jy. Amen. God lê nie aan geheue verlies nie, hoor. Micha gaan nie oor geheue verlies nie. Dit gaan oor genade. Mercy. Not grace. Grace don't work here no more. Mercy. Not amnesia. Nou, voor ons verder gaan, sal nie getoet word bo kan my vermoë nie. Is dit Bybels? Is dit Bybels? Nou, Moenie sê nee nie. ek het al gehoor mense sê sulke goed, maar ek weet nie of dit waar is nie. Is dit Bybels? God sal my nooit beproef bo kan my vermoë nie. Ek weet nie. Ek het nog nooit raak gelees nie. Kry dit vir my. Ek het nog Jy's reg, dit is Bybels. Ja. Maar die persepsie in die gemeente is onbybels. Hy sal my nooit belas met dit wat ek nie kan dra nie. Jy het die verkeerde game bel. Ons wat in die weermag uitkom met jou makker geskiep was, het hom teruggedra. No one was left behind. Pastoor, kan jy dalk in Engels verhaal 'n bietjie beter as ek dit kan verduidelik? Hoe bedoel pastoor met hy sal jou nie toets bo jou verstand of jou dominee? He will never tempt me above my abilities or prove me above my abilities. In other words, he will not give you something that you cannot handle. And that explanation is one of the most deceptive ways of explaining it that you can find. It gives the body of Yeshua an excuse to be lazy. Jy bid dit. Wat het gehoor? Van bokant ons vermoë. Laas week. Nie laas week, die week voor dit, hiervoor. Dit is nie verkeerd nie, maar ek wil weet waar het jy dit gehoor? Ek dink jy het dit by my gehoor. Ek hoop jy so nie, maar ek dink so. Moenie valshede bid wat nie in die Bybel staan nie. Moenie vir mense gaan sê, jong, as jy vir vergifnis gevra het, is hy getrou en regverdig om jy te vergewe, maar nooit weer aan te dink nie. Hy vergeet dit alles. Inteendeel, ek weet nie wie iemand is wat vir oorlede Fanie Meyer geken het wat daar by Johan Greiling was. Niemand. Ja.
Nou, hy was 'n vreeslike passiewe mens. Nie passiewe nie, passievolle mens gewees. Maar hy het dom dinge gedoen. Baie dom dinge. Hy het byvoorbeeld 'n grassnyer geleen, dan is hy daar deur die klip aanslaan, 'n klip, so 'n gat in hy aluminium casing, toef daardeur. Dan sê my pa van, "Waar jy kan nie dit doen nie." Nee, alles behoort in die koninkryk. Presies, broer, dit die geval is, pas dit op. Hulle wat getrou is en min sal toevertrou word met baie. Né? Ja, my. Nou, Fanny het, ek het nou heeltemal my punt afgedwaal, my punt verloor. Wat het hy gesê? Die vergifnis. Die vergifnis. Hy het gesê, die Here het al ons sondes gevat en in die see gegooi en 'n bordjie opgesit en gesê, nou visie. Onbybels. Dis onbybels. En as jy dit gehoor het by 'n ou wat sê, "Jesus, laat jy die bokke speel nou onder 'n salwing," dan moet jy gaan 2 keer luister. Regtig. Vlieg hy op, hy weet nie die werkie spoor nie. Ja, hier is Springbokke speel nou onder 'n salwing. Au. Jo, okay. Ja. En ek praat van die dae toe kerke dienste toegewy het aan rugbyspanne en gesê het, ons het gebid dat julle wen, hierdie hele dorp, hier tot mense gebid vir julle om te wen wat nog nooit gebid het nie. Ja. Vandag nog. Dit is skandaal. Hou op. Om die balk of die splinter in jou broer se oog te sien. Terwyl jy loop met 'n boom in jou eie. Moet dit nie doen nie. Hou op. As jy nie goed kan praat van iemand vir wie jy veronderstel is om lief te hê. Ja, luister my mooi. Ek is nie 'n ou wat sê jy moet jou naaste elke Tom, Dick en Harry nie. Nee. Ek is 'n ou wat verstaan wie is jou naaste en wie is jou verste, hoor. Jou naaste is die wat in dieselfde huis van samekoms as jy sit. Maar jy loop met 'n dolk rond. En as jy gevang word, dan wil jy nou kaste gesplinter uit net sê, "Wag uit." Pas op. Pas op. Môre is nie 'n vreeslike lang diens nie. Ek wil afsluit met 'n ding wat mense jou waarskynlik gaan aanraak. Maar dit is Bybels. Hierdie is Bybels. En as ek 'n ware knegg van God is, en ek sê dit nie, dan is ek skuldig aan dieselfde. Ek is skuldig dan aan afgodsdienste eintlik. As ek dit laat aangaan. Julle moet verstaan. Daar is mense in my lewe wat ek aangeneem het as familie, uit 'n plek uit gaan haal, of hulle het uit 'n plek uit gekom, en 'n pad saam met my gestap. Ek praat nie van 2 en 3 maande, ek praat van jare. Dit is my familie. Hier moet julle verstaan, kan jy onthou wat ek julle Vrydag aand gesê het? Ek het 'n lys gehad van mense wat ek, so waar is daar 'n skepper in daai blou hemel is, my lewe voor sal gee, of sou gee. Daai lys het baie kort geword. Verstaan dit mooi. Moenie rondloop en verwys na mense as jou geestelike seun of dogter of ma of pa. As jy iemand aangeneem het, so be it. As jy 'n pad saam met my geloop het, as jy weet, hoeveel suiker drink ek in my tee? Dis my familie. Even me who doesn't stay here, no. That's my family. Drink 2 sakkies sterke melk. Wat's my favourite kleur?
Blou. Wat is my favourite kos? Nou moet julle mooi dink. Nee, jy vrou vra. Rooi vleis, steak. Steak. Ek is 'n karnivoor. Steak. Vleis. Maar ek lewe in dieselfde tyd as julle. Ek kan nie elke dag rooi vleis eet nie. Maar daar is 'n ding wat my vrou maak wat nie een van julle vrouens die resep voor nie. En as julle dit wil ken, gaan sien nou. Ek is staan maak, ja. Simpel, eenvoudig, cheap. Maar my magtig, ek sê jou doodslaan vir daai bord. Is dit daai vispasta ding? Hy Ja, is dis nie so lekker. cheap. Yes, is lekker. Ja, sy kan maar. Ja. Yes, Daai kan mens nie vreet. Cheap. Yes, is lekker. Sien? Kom ons kyk wat sê die skrif in Matteus 23 vers 9. Dom. Julle moenie jouself op die aarde vader noem nie. Want een is julle vader. Hy wat Luister mooi wat sê die woord van ja hierso. Lees dit weer hard en duidelik. Julle moenie julleself op die aarde vader noem nie. Want een is julle vader, hy wat in die hemel is. Jy het een Vader. Ja. Jy het een Vader. Dit is nie ek. Dis hy. Pas op vir afgodsdiens. Pas op vir afgodsdiens. Verstaan julle? Daar is gevalle wat mense in ander mense se huise groot word. Maar om deel te wees van 'n kliek en soos die Katolieke, die priester met die ou wit kolletjie Vader, hy is nie my Vader nie. Dankie Vader daar. Wees versigtig sê die woord. Wees versigtig sê die woord. Nou nie mense goed gaan titels toedien om hulle punte te skoor. Dink jy laat hulle goed verloor? Gelukkig, dank ek Vader, ek is van 'n nerve. Ek is 'n harde, barre, grove, ongeskikte mense. Sulke goed. Wie wat impres my? Harde werk en opregtheid. Moenie vir my lieg nie. Moenie van my steel. Simpel. Dis dit. Om vir my te vertel, ek is so smart, so, wie weet man, ek sê, sorry, dis die mens wat ek is. Dan sit jy my en vertel wat jou opinie van my is, so smart. Ek dink jy maak ek oor hier, ek wonder wie wil hierdie ou leer. Ek wonder of hy weet, ek kry net pensioen. Jy reis net met my te wyn, maar nou ja. Jy kry net pensioen. Verstaan jy dit? Jy het een Vader. En hy sorg vir jou soos ons sinne ding, hy sorg vir die mossies. Ja. En die diere, en die plante. Hoeveel te meer vir jou. Ek kan vir jou niks doen nie, man. Ek kan nie eens in sy skade weerstaan nie, want hy het nie een nie. Amen. Ek is stof soos jy. Besef die. Besef die. Ek is stof soos jy. Ek maak foute erger as jy. Ek is skuldig. En meer is seker is almal van julle hier. Niemand van julle weet wat jy die werk gedoen het, behalwe my vrou. Niemand van julle weet. Jy het nie idee waar ek vandaan kom.
moenie my ag as 'n rolmodel. Ek is dit nie. Verstaan julle dit? Ek is stof, soos jy. Enige vraag? Alles wat goed is in 'n mens kom net van die Vader af. En ons moet vir hom dankie sê vir dit. Want hy is die enige een wat 'n mens kan verander. Ons kan dit nie op ons eie doen nie. Hy is verslot van sake die een wat sê vir Nikodemus, hoekom noem jy my goeie meester? Net my Vader in die hemel is. Ja. Almagtige en lieflike Vader, ek dank U dat U in die seisoen wat bekwaam is daarvoor kom en snoei, voordat tyd is om vrug te dra. Ek dank U dat U genadig is om ons die kans te gee om goeie vrugte voort te kan bring. En ek dank U, Vader, vir die liefde en genade met en vir ons. Wees U geseënd en wees U verheerlik tot in alle ewigheid, en ek dank U dat U my altyd hoor wanneer ek bid. In die naam van Yeshua. Amen. Net die laaste puntjie. Voorsanger staan op. Almal wat deel uit van die musiekbediening, staan op. Julle dit. Ongeag van wat julle pad langs doen wat julle doen, want julle weet hoekom julle dit doen. Sit, Boetie. Boetie? Rozo, wat doen jy? Speel jy wens? Sit, Boetie. Sit. Nee, hy praat met die sangers. Dit maak nie saak hoekom julle doen wat julle doen. Dit maak saak dat julle weet vir wie julle dit doen. En hoe julle dit doen. Dis nie om hulle te seën nie. Dis om hulle te seën. Amen. Sondagskool onderwys. Staan jy? Sit. Jy doen nie sondagskool nie. Wie dien ons in hierdie tabernakel? Wie is hy seun? Hoekom hoor ek in die sondagskool Jesus speel die so? Nou dan speel julle dit nie. Het jy gehoor wat jy gesê? Ons het dit nog nie reg gemaak. So wat is dit? Dit is nog verkeerd, dit is vals. Onthou vir wie julle dit doen. Daar sê, thanks God. Ek weet nie of my stem reg is om te sing nie. Kyk, hier is die